Ek groet jou, Rinus van Sion in Parys. Ons maak tyd om bietjie te dink oor die woord van God en vanmôre wil ek met jou praat oor seisoene. Elkeen van ons beleef in ons eie persoonlike lewe verskillende seisoene. So kom ek lees vir jou uit Hebreërs 13 vers 15 vanmôre. Kom ons bring dan met Jesus Christus se hulp 'n voortdurende offer van lofprysing aan God. 'n Offer wat opklink van die lippe van hulle wat hom bely. Ek voel nie lus om die Here te prys nie, sê sommige. Die verkeer is net te erg, of alweer skottelgoed. Nee man, dis die beste tye om hom te prys, want dan is dit 'n lofoffer terwyl jy die Here aanbid ten spyte van jou eie vleeslike neigings. In ons Christelike wandel gaan ons deur seisoene. Daar is lentetyd, wanneer ek en jy met nuwe begrippe en vars groei die Here se teenwoordigheid in ons hart aanvoel. Lentetyd lei na somertyd. Daardie warm, wonderlike dae, wanneer die nuwe groei vrugte dra waarvan mense kan pluk. Somertyd lei na herfs, wanneer die winde waai en die blare van die bome afskud. Herfs lei na winter, wanneer die herfswinde plek maak vir 'n koue, winterse, doodse stilte. Ek het geleer dat as ek 'n man gaan wees wat deur geloof wandel en nie deur sig nie, ek nie voortdurend my gevoelens moet monitor nie, want gevoelens is onbetroubaar. Die Here laat jou en my toe om deur gereelde seisoene van winter te gaan en vra ons, gaan julle wandel volgens die toestand van julle emosies of volgens die beloftes van my woord? Dit het my die voorreg gegee om 'n bedienaar van die evangelie te wees, ongeag enige tragedie of hartseer in my eie lewe. Waarlik, as ek nie die lesse van die winterseisoen geleer het nie, sou ek nie nou hier sit nie. Maar die goeie nuus is, winter duur nie vir ewig nie. Dit maak plek vir lente. Ek kan steeds my hande en my stem ophef van 'n lofoffer aan die een wat al soveel vir my gedoen het. As jy deur 'n seisoen gaan, maak nie saak watter een nie. Loof God in jou krisis. Amen.